Baie dankie dat ons weet, U het ons gemaak vir meer as om net asem te haal. U het ons gemaak om in oorwinning te lewe saam met U. Dis die gebed van my hart vanmôre, Here, dat U op 'n wonderbaarlike wyse vir ons elkeen sal kom aanraak vanmôre. Ek bid dat die vuur van die Heilige Gees in en deur my sal spreek en deur my sal werk. Ek bid vir geopende ore, geopende harte om te hoor wat U vir ons wil sê in hierdie oggend. Here, ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Kan my sitplekke inneem. Daarom sê goeiemôre aan al die wat ek nog nie voormôre gesê het nie. Ek sien daar hier so 'n paar wat ek nie raak gesien nie. Baie welkom en mag die Here vanmôre met U op 'n besonderse wyse praat. En ek wil met U praat vandag oor wat weerhou ons van 'n lewe van oorvloed. Ek wil vir jou vra, as jy jou Bybel by jou het, maak my oop by Esegiel hoofstuk 9. Esegiel hoofstuk 9. Ek wil lees vanaf die 2de vers. Hy sê, kyk, 6 manne kom met die pad van die boonste poort wat na die noorde toe lê, en elkeen met sy wapen in sy hand om mee te verbrysel, en onder hulle een man wat met linne bekleed was, met 'n skrywer se inkpot aan sy heupe, en hulle het gekom en vlak by die koperaltaar gaan staan. En die heerlikheid van God van Israel het opgestyg van die gerub waar dit op was, na die drempel van die huis toe, en hy het na die man geroep, wat met linne bekleed was, met die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het. En die Here sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne, wat sug en steun oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Maar aan die ander sê hy voor my ore, trek agter hom aan deur die stad en slaan, laat julle oog nie verskoon nie en moet nie spaar nie, slaan dood grysaards, jong manne en jong dogters en kinders en vroue tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by my heiligdom, en hulle het begin by die manne, die oudstes, wat voor die huis was, en hy sê vir hulle, verontreinig die huis, en maak die voorhoewe vol met mense, wat verslaan word, trek uit, en hulle het uitgetrek en geslaan in die stad, en toe hulle besig was om neer te slaan, en ek oorgebly het ek op my aangesig geval en uitgeroep en gesê, ag Here, Here, gaan U die hele oorblyfsel van Israel vernietig, deurdat U grimmigheid oor Jerusalem uitgiet. Toe sê hy vir my, die ongeregtigheid van die huis van Israel en van Juda is buitengewoon groot, en die land is vol bloedskuld, en die stad is vol regsverbreking, want hulle sê, die Here het die land verlaat, en die Here sien nie. Esegiel ervaar in hierdie gedeelte wat ons gelees het, die heerlikheid van die Here, terwyl hy by die tempel was. En dan beskryf hy hierdie volgende gesig wat ons gelees het, wat eintlik 'n vreesaanjaende gesig is, maar tog 'n werklikheid. Hy sien 6 manne wat kom en by die koperaltaar gaan staan. Daardie altaar waar die offers vir die Here gebring is. Met ander woorde, daardie plek in die tempel
waar die volk veronderstel was om hulle offers te bring vir versoening met die Here. En een van daardie manne het 'n skrywersinkpot aan sy sy gedra. En 'n duidelike opdrag van die Here het aan daardie man gekom. En ek lees vir jou Jesegiel 9 vers 4. En die Here sê vir hom: trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Die Amplified beskryf dit soos volg. Hy sê, the Lord said to him, go through the midst of the city, throughout all of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh in distress and grieve over all the repulsive acts which are being committed in it. So hierdie opdrag was baie duidelik gewees. Gaan deur die stad en merk die wat getrou is aan die Here. Dis interessant dat die Hebreëse woord wat hier gebruik word vir die merk is die woord taal, T-A-I, wat letterlik 'n kruis beteken. Daardie teken wat hulle sou onderskei van 'n wêreld vol sonde en goddeloosheid. Dis hulle wat gesug en gesteen het, hulle wat uitroep as gevolg van al die ongeregtighede en die afgoderry wat in Israel plaasgevind het. Al hulle waarskuwings en hulle uitroepe tot bekering was vrugteloos gewees. Manne wat gesug en geween het as gevolg van die oneer wat plaasgevind het teenoor die Here. Daar was geen vrees vir God meer gewees nie. Manne wat geween het oor die sonde en die ongeregtighede waarmee Satan mense vasgevang het en in kettinge gehou het. Wat ek en jy vanmôre moet raak sien in hierdie gedeelte is dat hulle wat hulle self toewy aan die Here en hulle self rein voor God bewaar in tye waar ongeregtighede en sonde seevier, die sal God bewaar in tye van onheil en rampspoed. Hulle wat hulle self onderskei, sal anders wees. Deur God raak gesien word en hulle trane sal opgevang word voor God gebring word. Maar aan die ander 5 manne kom die verskriklike opdrag: trek agter hom aan en slaan dood. Moet niemand verskoon nie, nie grysaard nie, nie jong manne nie, nie jong dogters nie, nie kinders en vroue nie. Moenie die aanraak wat die merk het nie, maar vernietig die res. Maar hoor hier, waar moet hulle begin? By God se heiligdom. Met ander woorde in vandag se terme, in die kerk. Weet jy wat is erg vir my? Dit was mense wat by die heiligdom was. Hulle wat in die kerk was. Dis my hartseer om te dink, ek praat nie eers oor die manne en die vroue wat kerklos en kerkloos is nie, maar die wat in die kerk sit en verlore gaan. En die eerlike vraag wat ek vandag vir onsself en vir my en vir jou vra, as 'n man vandag met 'n inkpot daardie deur inkom, gaan hy jou merk of gaan hy by jou verbygaan? Gaan jy 'n merk op jou voorhoof kry of gaan by jou verbygegaan word? Gaan hy miskien by jou verbygaan omdat daar sonde in jou lewe is wat maak dat God sy aangesig vir jou verberg? Micha 3 vers 4 sê, dan sal hulle die Here aanroep en hy sal hulle nie antwoord nie, maar hy sal sy aangesig in die tyd van hulle verberg
omdat hulle verkeerde dinge gedoen het. Psalm 27 vers 9 sê, verberg die aangesig nie vir my nie, wys die knegg nie af in die tore nie, U was my hulp, verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Jy sien, die naakte waarheid van hierdie gebeure is dit, net omdat jy 'n geseënde persoon is, beteken nie dat jy gered is nie. Jy kan opgroei in omstandighede waar jy blootgestel is aan God se teenwoordigheid, saam met ware kinders van God, en tog sterf en hel toe gaan. Ek en jy kan gebore word in 'n Christelike familie, waar ons ouers die Here gedien het en die Here nagevolg het. Jy kon in 'n Christelike skool gegaan het. Jy kan gedoop wees in 'n Christelike kerk. Jy kan sterf in jou begrafnis in 'n Christelike kerk hê en nog steeds gaan jy hel toe. Hoekom? Want as jy nie voor God gekom het en jou sondes en jou ongeregtighede en jou oortredinge voor hom bely het en berou het nie, en Jesus Christus as jou saligmaker aangeneem het en jou naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, is jy nie gered nie. Hoor jy my vanmôre? My vraag is, het jy reggemaak met God? Het jy erken dat jy 'n sondaar is en nood het aan 'n verlosser en dat jy waarlik berou het? Jy sien, ek en jy het Jesus Christus nodig in ons lewens om ons vry te maak van alles wat ons bind en ons vashou. Miskien sê jy vir my vanmôre, ja, ek het my lewe aan die Here oorgegee, maar daar is dinge wat my terughou, dinge wat my in binding hou, dat ek nie volkome vry kan wees nie. Dan is my boodskap vanmôre aan jou, God wil jou vry maak, hy wil jou aanraak, hy wil jou reinig, dat jy soos 'n ware seun van die lewende God kan leef. Kom ek verduidelik dit vir jou so. Daar was eendag 'n man gewees, ek het maar die storie gevat, ek het maar gesê 'n man, ek het maar nie 'n vrou gesê nie, want dalk wil die vrou is my met 'n skoene gooi as ek sê 'n vrou. So ek het maar 'n man gevat en gesê, daar was eendag 'n man gewees, wat in hierdie netjiese huis gebly het, en die huis was 'n goeie huis gewees, gebou op 'n goeie fondasie, stewig gewees, 'n mooi huis, maar binne in die huis was dit deurmekaar gewees. Hy het nie sy bed opgemaak nie, en die beddegoed het nooit net maar reggetrek. Sy vuil wasgoed het oral rond gelê, en die huis was vol stof gewees. Hy was 'n man, hy stem nie saam. Die vensters was vuil en jy kon skaars buite sien. Die kombuis was vol vuil skottelgoed en hy het so gelewe tevrede met sy omstandighede. Dan op 'n dag, toe hy by die huis kom, het daar iets gebeur. Iets wat sy hele huis verander het. Die huis is skoon gemaak. Die wasgoed was gewas en gebere, en die skottelgoed was gewas en weggepak, en selfs die vensters was skoon gemaak, en jy kon daar buite sien, en die helder sonlig kon vir die eerste keer weer inskyn in die huis, en hy was verlig van binne. Wat was daardie iets wat die huis kon verander het? Dit was Jesus Christus te wees. Dis net hy wat kan kom en die binnekant van jou huis kan kom skoon was en kom reinig. Dis net hy wat die sonskyn weer kan terugbring in jou lewe en toelaat dat die lig, sy lig uit jou skyn. Jy sien, vir jare het Satan ons kom blinddoek met goed wat ons in die verlede gebeur het, waarmee ek en jy worstel, goed waaroor ons skaam kry en as skandes beskou. En dit het gemaak dat ek en jy ons lewe leef gerig deur 'n klomp leuns. Vir jare het hy jou identiteit kom verdraai en vir jou kom lieg oor wie jy werklik is en jy het dit geglo en daarvolgens het jy jou lewe geleef. En jy het geglo dat dit maar net so moet wees. En jy kon nie verstaan hoekom jy nie 'n lewe van oorvloed kan lewe nie. Altyd soos 'n weeskind opgetree.
Vir jare loop jy met bitterheid en onvergewensgesindheid in jou binneste, want dit wat jy deurgemaak het is so seer en jy het soos 'n ou verbitterde stippeltop geword in die proses. En tog wil die Here hê dat jy waarlik moet vrykom. Dis verniet, dis vir elkeen bedoel, maar jy moet die keuse maak en besluit, ek wil waarlik vrykom. So dikwels glo ons die leuns van Satan, wie die vader van alle leuns is, dat dit wat in ons voorgeslagte gebeur het, nie 'n effek op ons lewens het nie, terwyl die Bybel vir ons net die teenoorgestelde leer. En ek en jy moet tot die besef kom, dis ons wat moet opstaan en tot die stryd toetree. Dis ons wat moet uitroep tot hiertoe en nie verder nie. Satan, jy het lank genoeg met my gemors, maar dit gaan hier stop. Ek verklaar oorlog teen jou verwoestende werk in my lewe en ek wil vrykom. Ek is moeg vir hierdie bande wat my vashou. Hierdie vloeke in my lewe wat 'n effek op my het, sodat ek voortdurend gebuk gaan onder hierdie staan en val lewe. Dit beteken nie dat jy jou lewe gaan nou net maklik doen en sonder toetse wees nie. Maar dit beteken dat ek en jy moet toetree tot die oorlog en staande vir sy koninkryk sal bly en uitstaan vir hom vol van die Heilige Gees. Jy weet, so dikwels mis ons dit. Daardie uiters belangrike punt wat die Bybel maak as dit verklaar in Johannes 16 en ek lees van vers 7 af. Hy sê, maar ek sê julle die waarheid. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie geglo het nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. So ons moet besef, dat ons die Heilige Gees nodig in ons lewe. Ons het nodig dat hy ons help, dat hy ons wys op die sonde en die ongeregtighede in ons lewens wat skeiding bring tussen ons en God. Die Heilige Gees, wat ek vanmôre vir jou sê, is meer as net 'n gevoel. Hy is meer as wat ons net kan ervaar. Hy's 'n persoon met wie ons in verhouding moet lewe. Dikwels ervaar ons die Here se teenwoordigheid. Jy weet, en dan kniel ons voor hom en roep uit tot die Here om ons te vergewe vir ons sondes en ons ongeregtighede, want ons voel sleg daaroor. Ons wil die regte ding doen, maar ons kom nooit by die punt waar ons waarlik voor God kom en bely met berou in ons hart oor dit wat ons verkeerd gedoen het nie. Jy sien, ons kan bely dit wat ons verkeerd gedoen het en steeds weggedraai wees van God. Werklike berou beteken om 'n 180 grade draai weg van my sondes te maak en om te draai na God. Dit beteken dis 'n draai wat 'n verandering in my denkprosesse bring. En hierdie is my ontsettend belangrik. Met ander woorde wat ek vanmôre vir jou wil sê is, jy kan hier kom, jy kan staan, die Here Jesus is daar, en jy kan sê, ag Here, ek bely my sondes en vergewe my, maar ek lewe weer soos wat ek geleef het, en ek hoer en ek boer en drink en gaan te kere, soos wat ek nog altyd gedoen het. Die enigste verandering is, as ek werklik berou het en sê, Here, ek het berou oor dit wat ek gedoen het, en ek draai om, en ek gaan na die Here toe, en ek sê, Here, verander my denke, dat ek nie meer dink, soos wat ek gedink het nie. Dis ons probleem. Ons wil net sê, Here, vergewe my, maar ek is nie bereid om te verander nie. Ek is nie bereid om anders te dink nie. Hoekom dink jy, roep Paulus uit, in Romeine 12 vers 2, waar hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.
Weet jy, die Amplified beskryf dit vir my eintlik so mooi, as hy sê, and do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes, so that you may prove for yourself what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Jy sien my broers en susters, ek en jy kan al die beradings in die lewe deurgaan. Ek en jy kan al die boodskappe hier hoor, jy kan vanmôre hier sit en jy kan sê, wat pragtige preek, en jy stap uit en jy verander nie. Wie wanneer verander ek en jy? Wanneer ons gedagtes en ons denke verander word en sê, Here, ek het berou, ek draai om. Verandering in ons denke lei tot 'n veranderde lewenstyl. Jy moet hoor wat ek vir jou sê. Sonder ware berou kan ons op ons knieë bly, ons oortredinge bely met alle wonderlike voorneme, maar niks sal verander totdat jy waarlik berou het, omdraai en anders begin dink daaroor nie. Dink soos die Bybel voorskryf en ons leer. Dis dan wanneer die Heilige Gees in ons kom en daardie verandering in ons lewe bring, nie deur ons eie krag nie, maar deur die Gees van God in ons. Jy sien, ons moet kies, nie ons eie ek of onsself nie. Dis daardie ware gesindheidsverandering wat waarlik lei tot berou, en berou is die begin van ware gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid bring vir ons die ewige saligheid. Hoor wat sê Hebreërs 5 vers 9. Hy sê, nadat hy, die Here, volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. En miskien sê jy vir my vanmôre, maar waarvan af moet ek wegdraai? Hoor bietjie wat sê 2 Timoteus 3 vanaf vers 2. En ek wil vir jou lees, maar ek wil vir jou die algemene terme wil ek ook vir jou bysit. Hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Met ander woorde, my eie ek. My eie ek is so belangrik. Hulle sal geldgieriges wees, my geld praat. Ek hoef nie vir jou te luister nie, ek het genoeg geld. Hulle sal groot praters wees, met ander woorde, hulle sal brag. Hulle sal trotsaards wees, met hoogmoed rondloop. Hulle sal lasteraars wees, hulle vloek. Luister bietjie na die taal wat mense gebruik. Hoe vloek hulle? Die woorde wat hulle gebruik. Ongehoorsaam aan hulle ouers, hardkoppig. Ondankbaar, dan ook onvergenoegd. Onheilig, besoedel. Sonder natuurlike liefde, haatdraand. Onversoenlik, onbuigsaam of koppig. Kwaadsprekers, skinder. Maar ek wil net gou hierdie storie vir jou nog sê. Bandeloos, losbandig, geen morele selfbeheersing nie. Wreed, harteloos, sonder liefde vir die goeie, sleg en boos, verraaiers, aan die woorde oorlopers, roekeloos, onbesonde, verwaand, arrogant, meer die liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Die dinge van die wêreld is meer belangrik. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, vals in hulle optrede en hulle voorgee. En wie wat sê hy? Hy sê, keer jou weg van daardie mense. En dis ook hierdie sondes wat die Here wil hê, ek en jy moet ons van wegdraai. Ons moet berou toon en anders begin dink, sodat ons lewens verander word. Weet jy, dit het tyd geword, dat ons die werklike aanslag teen ons verstaan. En dan sal ons verstaan hoe Satan ons waarlik aanval, sodat ons kan wegbreek van 'n godsdienstigheid na 'n werklike wandel met God as sy seun en sy dogter. Maar hoe?
Ek wil altyd by die hoe uitkom. Dalk ek sê vir jou ding, maar ek sê nie vir jou hoe nie. Ek glo die Bybel spel dit vir ons baie duidelik uit in 2 Korinte 10 vers 3. En ek gaan vir jou lees vanaf vers 3 af. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werk, terwyl ons planne verbreek en elke kans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En ek wil dit weer 'n keer in die Amplified vir jou lees. Hy sê, the weapons of our warfare are not physical, weapons of flesh and blood. Our weapons are divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying sophisticated arguments and every exalted and proud thing that set itself up against the true knowledge of God. And we are taking every thought and purpose captive to the obedience of Christ, being ready to punish every act of disobedience when your own obedience as a church is complete. Wat leer ons? Ons kan nie met vleeslike wapens hierdie stryd waarin ons is wen. Jy kan nie vanmôre gaan in 'n revolver uitblink en loop en sê, ek skiet hoogmoed dood, ek skiet jaloesie dood, ek skiet onvergewensgesindheid dood. Dit werk nie. Die wapens wat ons het, is geestelike wapens. En wat is hierdie wapens wat die Here vir my en jou gegee het? Kom ek noem vir jou 'n paar. Hy het vir my en jou die Bybel gegee, wat 'n tweesnydende swaard is. Kan ek jou vra, hoeveel stof is jou tweesnydende swaard? Hy het vir ons die vermoë gegee om te bid. Hy het vir ons die vermoë gegee om in tale te bid. Hy het vir ons die vermoë gegee om God te loof en te prys. Hy het vir ons dit gegee dat Jesus se bloed so kragtig is dat ons dit kan pleit oor ons lewens. En hy het vir ons sy naam gegee, die naam oor alle name, wat ek en jy kan verklaar en spreek. Wat meer wil jy hê? Watse wapens wil jy meer hê vir hierdie geestelike stryd? En waarvoor is hierdie wapens? Is om vestings neer te werk. En wat is 'n vesting? 'n Vesting is 'n sterk beskermde plek wat Satan en sy demone in stand hou in ons lewens, soos verkeerde denkpatrone, soos verslawende sondes, soos vrese en leuns, wat hy vir jou vertel en vir jou sê, daar is nie hoop vir jou nie, en jy glo dit. Hierdie vestings is ook gesofistikeerde argumente. Jy weet jou eie slimmigheid, jou beterweterigheid. Jy dink jy weet beter as God. Jou manier is die regte manier, ag God sal verstaan. Elke argument wat teen die ware kennis van God is, ons wat uitgedaag word om God se woord te betwyfel en anders te dink, omdat ons eie sondes geregverdig, ons eie sondes wil regverdig. Ons leef ons in 'n moderne tyd. Dinge het ons verander. Ek kan God se woord in twyfel trek. Jy sien, daarom is dit nodig dat ek en jy elke gedagte gevange neem en in gehoorsaamheid dit aan God onderwerp. En ons moet verstaan dat elke gedagte wat ons dink is nie noodwendig van God. Jy sien, ons kry gedagtes van God, ons kry gedagtes van onsself, maar Satan kom plant ook leuns en gedagtes in ons kop. En die probleem is, ons glo dit. Dit is ons verantwoordelikheid om op te staan in hierdie stryd. En nie toe te laat dat Satan ons mislei en ons vasgevang word in sy web nie. Dis by hierdie dinge waarby ons wil uitkom in die kursus van 'n lewe van oorvloed. Daardie grondslag waar ons denke verander word en met God kan regmaak. Deur dit waarmee Satan ons vasgevang het voor God te bring en sê, Here, ek het berou oor hierdie goeders. Ek wil dit neerlê by u voete en ek wil dit nie belewe
saam met U lewe. Dis die goed wat ons graag wil aanspreek oor die volgende 9 weke. En ek vertrou die Here dat hy met elkeen van ons sal praat daaroor. En ek wil afsluit deur vir jou te sê, dis die gebed van ons hart, dat die Heilige Gees sal kom en ons lewens kom omkeer. Dat hierdie 9 weke 'n tydperk in ons lewe sal wees, waar ons sê, Here, ek maak 180 grade draai. Ek wil voluit vir U lewe. 'n Lewe waar ons nie noodwendig gevrybaar word van aanslae nie, maar waar ons toegerus is om die vyand te weerstaan en in gesag en autoriteit uit te tree en versadig te verklaar dat Jesus Christus, en wil jy mooi hoor wat ek nou sê, Jesus Christus het sy bloed nie gestort vir 'n klomp bose geeste nie. Hy het sy bloed gestort vir my en jou, wat sy kinders is. En daarom moet Satan sy mag pad gee. So nie bang te wees nie, ons hoef nie verskrik te wees nie. Ek en jy het die autoriteit in Jesus naam om hierdie goed weg te jaag. En dis waarby ons wil uitkom. Dis dan wanneer ek aan uitroep en sê, Johannes 8 vers 36, as die Seun my vrygemaak het, dan sal hy waarlik vry wees. Dis die gebed wat ons het, sê Here, mag hierdie weke wat voor lê 'n proses wees waarin U vir ons kan kom vrymaak. Miskien sit jy vanmôre in hierdie plek en jy sê, Here, ek het maar altyd gedink ek is okay. My pad is uitgeteer, hemel toe, uitgeplaveisel. Nie teen wat jy gedink is, moet gaan op plaveisel steen. Kom nie vanmôre met 'n skop agter, maar as ek nie waarlik berou het oor dinge in my lewe nie, en my denkprosesse verander nie, is ek nie so goed soos wat ek gedink het ek is. En die Here wil jou vanmôre kom aanraak. Die Here wil jou verander. Die Here wil jou kom nuut maak, maar jy moet uitroep en sê, Here, ek het U nodig. Ek het U nodig in my lewe. Ek het nodig om by die punt te kom waar ek werklik verander. En weet jy, nie die Heilige Gees kan doen. Nie ek nie, die Jaak nie, een van ons kan dit doen. Maar die Gees van God kan jou kom verander. Wil jy met jou hoof net buig daar waar jy sit? En ek wil vra vanmôre, Heilige Gees, die begeerte van ons hart is dat U met elkeen sal praat wat hier is. U ken ons lewe, U het ons gemaak, U ken ons van die begin tot die einde toe. U weet watter leuns ons glo. U weet dat ons dink ons is nie goed genoeg nie. U weet dat ons rondloop met onvergewensgesindheid in ons hart. Ons is kwaad vir die familie, of ons is kwaad vir daardie persoon wat hulle op ons gedoen het, of ons is te nagekom, of ek is verkrag, Here, of ek is aangerand, of ek is gemolesteer. En hierdie dinge pla my, ek kan nie oor dit kom. Ek vra vir U vanmôre, Heilige Gees, druk met die vinger op daardie plek. Want Here, as daardie man vanmôre met die inpot in hierdie gebou instap, gaan hy my merk, of gaan hy my los? Want agterop, Here, kom 5 ander manne, wat doodslaan en vernietig. En ek wil nie deel daarvan wees nie. Praat met ons, Here. Praat met elkeen daar in sy sitplek vanmôre. Miskien wil die Here net hê jy moet vanmôre opnuut net weer 'n keer kom en sê, Here, ek het berou oor wat ek gedoen het. En ek wil hê daar waar jy sit, dat jy net
lei die mense in die boot toe, wil nie iemand moet rondkyk nie. Steek net jou hand op, en sê, Here, ek het vanmôre berou oor dit wat in my lewe verkeerd is. Dat die Here jou kan aanraak. Enige iemand wat sê, Here, hier is ek. Ek het berou, dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Vader. Dankie Here. Dankie dat U die hande raak sien. Dankie dat U kan sien dat ons ware berou het. Here, ons begeertes, maak daardie kruis op ons voorhoof. Dat ons gemerk is vir U, vir ewig en altyd. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Kom ons sluit af. En ons sing hierdie lied. In die hemel is die Heer. Wat 'n verklaring. Maar ek wil vir jou sê, hy is nie net in die hemel nie. Hy is in ons harte ook. Kom ons sing dit saam. Kom ons staan.